Het een van julle al getel hoeveel keer jy jou kos kou? Wie van julle het al getel hoeveel keer jy een happie byvoorbeeld kou op 'n keer? Enigiemand? Bittermin van, daar is 1 of 2. Julle metabolisme is vinnig. En dit is nou iets wat jy met jou Sondagmiddagete, jou Sondagmiddagbraai kan gaan doen. Kyk of julle gesin aan tafel kan sit en so bietjie kan kou. So, dit is die weirdste huiswerk wat jy nog ooit van vooraf gekry het. En ek gaan nou sê hoekom. Daar's baie geskryf oor dit. Oor ons, hoe kou jou metabolisme beïnvloed. Nou, ek gaan definitief nie in een of ander wetenskaplike les ingaan vandag nie. Maar hoe belangrik dit is om jou kos te kou, regtig te kou, nie te maak asof jy kou nie, of te dink jy kou nie, maar om regtig dit te kou, die hoeveelheid keer wat jy dit dan kou vir jou metabolisme. Die navorsing wys dat meeste moderne mense skaars kou, wat nog te sê van ordentlik kou. En ek wil hê jy moet dit gaan oplet in jou eie lewe. Julle, toe ek nou voorberei, toe gaan kyk ek of ek kou. Ek kou toe nou nie 20, ja. Die eksperte, wie ook al nou dit is, die experts, sê dat jy moet elke happie tot omtrent 20 keer kou. Ek het kleuters in die huis, aan my tafel. Kan julle nou dink, ek gaan vir hulle sê, kom ons kou elke happie 20 keer, ons gaan 4 ure eet, julle. Dit gaan verskriklik wees. Ons is nie in daai fase van lewe waar ons 20 keer kan kou nie. Maar dis wat hulle sê vir jou om ordentlik te eet, ordentlik te kou, ordentlik jou kos totaal en al in te neem, dat jou kos vir jou actually doen wat dit veronderstel is om te doen, dat dit jou metabolisme aan die gang hou, dat dit jou gut en al daai goeters aan die gang hou, moet jy elke happie 20 keer kou. Nou, ek weet nie wie van julle het tyd daarvoor nie, bless julle harte, doen dit asseblief vir ons almal. Kou 20 keer vir die hele gemeente. Maar dis wat hulle sê. Meeste van ons sê hulle, kou omtrent 'n maksimum van 3 keer voordat ons kos insluk. So 3 koue en dan is dit weg. As dit ooit so baie is, ek dink nie my man kou 'n halwe keer nie, dan sluk hy dit alles in. Dit het allerlei gesonde implikasies, waarvan ek definitief nou nie vandag gaan ingaan nie, maar dit beïnvloed jou metabolisme, dit beïnvloed jou brein. Toe ons jonger was, het my ma altyd gesê, maak net seker jou brein weet jy eet. So sy was die wetenskap baie lank voor. Ek weet nie of sy net bang was die 2 tieners in haar huis is weer oor 5 minute honger nie, maar sy het gesê, terwyl jy eet, maak net seker jou brein weet jy eet. En dit is waar eintlik al hierdie goed gaan. Maar daar is soveel waarheid in dit. Ons weet nie meer dat ons besig is om te eet nie. Dit het 'n bysaak geword. Dit is sommer in die verbygaan. Partykeer is sommer voor een of ander skerm. So as ons afgelei is deur iets, dan kom ons ook nie agter ons eet nie. Ons breine weet ook nie ons eet nie. Ons kou definitief nie genoeg nie. Ons breine en ons liggame weet nie meer dat ons gevoed word nie, dat ons gevoer is nie. Nou, ek gaan later weer by die kou gedeelte uitkom. Jy kan dit so 'n bietjie parkeer en ek wonder seker hoe gaan ons van dit af na die Bybel toe kom, maar daar is 'n plan. Dieselfde ongelukkig, tragies, gebeur ook met hoe ons die Bybel lees. Ons kou nie. Ons sluk dit net af, of is vinnig, of is in die verbygaan. Dieselfde gebeur in ons lewe en in ons huidige omstandighede in die wêreld waarin ons leef met hoe ons die Bybel lees. En ons gaan begin by juist dit. Waar kom dit vandaan? En dit is die volgende ding. Nou, dit is baie tipies dat ek nou daaroor preek, want ek is so lief vir lees, so mense gaan nou net sê, ja, dit is nou tipies vir Helene. Maar mense lees nie meer vandag nie. Mense het die vermoë, baie mense, nie almal nie, maar baie mense het die vermoë verloor om ordentlik iets te lees. Nou, ek praat nie so van enige lees nie, om iets in lang formaat te lees, te konsentreer, te weet wat daar aangaan, om te kan herroep wat jy gelees het. Meeste mense is besig of het klaar die vermoë gelees om iets in langer formaat, in diepte, te kan lees. So dis waar ons begin. Ons lees vandag minder boeke as ooit. Marcus het laasweek 'n bietjie begin met 'n term wat hulle noem post-Bible Christians, wat men net sê, daar's 'n hele generasie van Christene wat sê, ek is mal oor Jesus, ek glo in hom, maar ek is nie so opgetrek met hierdie nie. En saam met dit sê hulle dat ons in 'n post-literate generasie, so dit presies wat dit beteken. Dan sê mense lees nie meer en sê mense kan nie meer lees nie. Ek dink oor die afgelope week navorsing uitgekom is Suid-Afrikaanse graad 3's. Ek weet nie of iemand dit gesien het nie. Ons 'n paar kopknikke. Wat glad nie op standaard is met lees nie. Nou dis 'n totale ander gesprek en argument. Maar dit het 100% met mekaar te doen.
Dit het 100% met mekaar te doen, dat ons in 'n generasie is wat nie so opgetrek is met die Bybel nie, maar ook lewe in 'n tyd en in 'n generasie van mense wat net die vermoë verloor het of besig is om die vermoë te verloor om te lees. Die harde waarheid van dit is dat ons lees meer as ooit. Nou nie twee spreek mekaar bietjie teen, maar ons lees net nie meer boeke nie. Maar ons lees meer as ooit. Ons lees opskrifte, ons lees sosiale media onderskrifte, ons lees 1000 SMS'e, 1000 e-posse. Jy ry elke dag op die snelweg verby 10, 20, 30 billboards. Ons lees eintlik die hele tyd. Die materiaal waaraan uit ons werk vir hierdie 4 weke, hulle in Engels sê dit, hy sê we are visually assaulted with words. Visually assaulted elke dag. As jy nou dink aan jou foon, aan jou e-posse, aan jou werk, aan die billboards langs die pad, lees ons eintlik meer as ooit. Ons lees net nie langer goed nie. Ons lees nie in diepte nie. Ons lees nie goeders wat dis amper in die verbygang, soos wat ons eet. Dis op 'n lamppaal, dis 'n foon, dit is 'n SMS wat verbykom, dis 'n vinnige e-pos. En jy het seker hiervan gehoor, maar dit is besig om ons breine te herprogrammeer. Engels noem hulle dit rewiring our brains. So dit herprogrammeer ons breine dat ons die vermoë verloor om vir langer stukke stil te sit, en om iets in diepte te lees, om iets in diepte te verstaan, om in diepte te konsentreer oor dit wat ons lees. Nou gaan nou uitkom by dis moeiliker en moeiliker vir ons om stadig, komplekse, literêre goed te lees. En wat is die Bybel anders as dit? As iets wat in langer formaat is, hierdie is die langste formaat dink ek vir haar is, 'n langer formaat, iets is wat veronderstel is om stadig gelees te word, iets is wat jy veronderstel is om te konsentreer, iets is wat kompleks is, wat nodig is om te verstaan, wat gestudeer moet word, wat gekou moet word, wat jy 'n bietjie tyd aan moet spandeer. So ons lewe in 'n tyd met mense wat die vermoë verloor het om regtig die Bybel goed te kan lees, as ons ernstig is daaroor. Of jy nou die Bybel wil wees, ons verlang daarna, ons wil dit hê, ons wil weet wat hier binne staan, ons het dit nodig in ons lewe. Dit is net nou op daai punt dat ons voel, dat jy amper net nie meer kan nie. Fisiologies, fisies, het ons breine so begin herprogrammeer, begin rewired word, dat ons die vermoë verloor het om regtig op 'n goeie, sinvolle manier, nodig vir ons, soos wat die Bybel ontwerp is om te lees, te kan doen. En dis waaroor ons 'n bietjie gaan praat vanaand. So dit klink baie drasties, maar ek het net terwyl ek voorberei het, besef, ek weet nie of ons noodwendig die gewig van dit besef nie. Dat die wêreld waarin ons leef, die nurturing omstandighede, ons het al baie gehoor van nature of nurture, die nurturing omstandighede rondom ons wêreld op hierdie stadium, die manier hoe ons breine gereprogrammeer word, maak dat ons die Bybel al hoe moeiliker begin lees, of dit moeiliker vind om die Bybel te lees. En ek dink daar's baie van julle wat saam met my gaan stem. Die skrif en die woord is ontwerp om op 'n sekere manier gelees te word. En ons gaan so 'n bietjie in diepte gaan daar. Jy kan vashou aan jou stoel want ons gaan 'n bietjie Bybelwerk doen nou. Vir van julle gaan dit uiters interessant wees. Party van julle gaan kyk hoeveel liggies het ons aan die dak. Goed, ons lees vandag uit Lukas 24 uit. Ek hoop jy het jou Bybel saamgebring. Ons wil julle regtig aanmoedig om dit te doen vir hierdie volgende paar weke. Die gedeelte wat ons gaan lees is nie lank vandag nie. Maar dis 'n bekende gedeelte, dis speel af net na Jesus se opstanding en hy is op pad en hy loop 2 van sy disippels raak. Ons noem hulle die Emmausgangers. Die Emmausgangers kan nog steeds nie na 100 jaar se teologiese studies weet hoe om spreek mense dit uit nie. Lukas 24, ons lees van vers 25 af. Toe sê Jesus vir hulle, Jesus ontmoet hulle is in gesprek. Toe sê Jesus vir hulle, hoe sonder begrip en traag van hart is julle om alles wat die profete gesê het te glo. Moes die Messias nie hierdie dinge lei om sy heerlikheid in te gaan nie. Hierna het Jesus begin om van Moses en al die profete en die skrifgedeeltes, ons gaan dit nou uitpak, wat oor hom handel, vir hulle te interpreteer. Net dit. Dan lees ons vers 32, is nie op die bord nie. Hulle sê toe vir mekaar, was ons harte nie vuur en vlam in ons, toe hy met ons op pad gepraat het, en die skrif vir ons geïnterpreteer het nie. Vers 44, net so klein bietjie aan, as jy omblaai. Staan daarna het hy vir hulle gesê, toe ek nog saam met wie julle was, het ek aan julle verduidelik, dat alles wat in die wet
van Moses en in die profete en die psalms oor my geskryf is, moet vervul word. Vers 45 gaan ons afsluit. Toe het hy hulle verstand geopen. Hy het hulle verstand oopgemaak. Hy het dit geopen om met die skrifte te verstaan. Ek lees daai vers 44 net vir ons weer, want ek dink dis waar ons 'n bietjie gaan stil staan. Daarna het hy vir hulle gesê, toe ek nog saam met julle was, het ek aan julle verduidelik dat alles wat in die wet van Moses en in die profete en die psalms oor my geskryf is, moet vervul word. Ons gaan nie hierdie gedeelte baie uitmekaar uittrek nie, wat ek wil hê jy moet oplet in hierdie gedeelte, as jy dit ergens weer gaan lees, is die volgende. Is die manier hoe Jesus die Bybel van sy tyd, nie die Bybel wat ons het nie, die Bybel van sy tyd bespreek of beskryf. Hy sê, dis die wet van Moses, die profete en alles wat daarin vervat word, en dan wat hulle noem skrifgedeeltes of psalms, ons gaan dit nou lekker uitpak. In Engels noem hulle dit the Jewish writings, maar dit is 'n hele bondel van boeke saam wat die psalms dan nou insluit. Baie van die wysheidsliteratuur kom daarmee saam en hy groepeer daai skrifgedeeltes alles saam. Nou hierdie was 'n baie algemene manier vir Jesus om die Bybel van sy tyd te beskryf of te bespreek. So hy's glad nie verkeerd daar nie. Dit was die Hebreëse Bybel van hulle tyd. Dis hoe hulle dit geken het. Dit is wat ons nou die Ou Testament noem. Verder het die Bybel uitgebrei, maar vir Jesus se tyd en die manier hoe hy die Bybel gesien het en beskryf het, was dan nou daai paar goeters bymekaar. Dis hoe hy dit gekategoriseer het. So ons gaan 'n kort stukkie Bybelskool doen, as jy reg. Roan, jy kan vir ons daai eerste foto opsit. So dis omtrent hoe Jesus, want ek net mooi trappie. Dis hoe Jesus die Bybelboeke dan nou groepeer, hoe hulle dit kategoriseer. Dit is hoe die Hebreëse Bybel verstaan kan word. So jy gaan baie slim word vandag. So eers is die wet van Moses, Genesis tot Deuteronomium, en dan hier in die middel is dan nou die profete. Dit gaan van Josua af, is baie toevallig dat vandag se teks van die dag is Josua, en dan tot omtrent hier by Job, maar nie uitsluitlik so nie, dis nie noodwendig net kronologies nie, en dan wat hy dan nou noem, die skrifgedeeltes of die psalms, so dit sluit die psalms in, al die pragtige poësie, wysheidsliteratuur, sluit hulle dan nou alles hierby in. Maar die groot ding wat dan gebeur, is dat hy sê, daar's twee gedeeltes wat amper die some is, om hierdie klomp kategorieë by mekaar te sit, en is twee teksgedeeltes, en dit gee vir ons 'n bietjie van 'n insig, 'n bietjie van 'n leidraad oor hoe om die Bybel te lees, hoe om hierdie teksgedeeltes te lees. En twee teksgedeeltes daar word vervat, Josua 1 en Psalm 1. So jy kan sien daarso, dis die volgende prentjie. Dis hoe hulle aan mekaar gesit is. Josua 1 en Psalm 1, as jy hulle twee, ons gaan hulle nou lees, is dit die some wat hierdie verskillende kategorieë aan mekaar verbind. So dit was vir my baie interessant, dalk is dit vir jou glad nie interessant nie, maar dit was vir my baie interessant. Ek lees vir ons daai twee teksgedeeltes, hulle is op die bord, maar ek gaan nou iets daaroor sê. Josua 1 het Markus vanoggend vir ons gelees. Wees sterk, baie dapper, voer al die opdragte uit wat ek van my dienaar Moses gegee het, moenie links of regs daarvan afwyk nie, jy sal dan suksesvol wees in alles wat jy doen. Luister baie mooi, hier staan, hou hierdie wetboek altyd by jou. Dink dag en nag daaroor na. Oordink dit dag en nag. Sodat jy alles kan doen wat daarin geskryf is. Jy sal jou sukses bepaal op jou pad. Jy sal voorspoedig wees. Luister na Psalm 1. Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van die goddeloses of staan op die pad van sondaars nie, of sit in die vergadering van spotters nie. Hy vind egter vreugde in wat? In die gebooie van die Here en wat? Om daai voorskrifte dag en nagte oordink. As jy twee teksgedeeltes langs mekaar sit, dan sal jy agterkom daar's baie parallelle, hang af seker van die vertaling wat jy lees, maar beide gebruik dieselfde taalgebruik. Daar staan in Josua 1, oordink dit wat jy lees, dag en nag. Psalm 1 dieselfde. Hy vind egter vreugde in die gebooie en hy oordink die voorskrifte. Hy oordink dit wat hy lees. Hy dink daaroor na. Hy kou dit dag en nag. Dankie Roan, ek kan dit vir ons afhom. Soos omtrent dieselfde woorde, dieselfde taalgebruik in die Ou Testament skrywers doen dit met 'n rede. Hulle link, die tegniese term daarvoor is 'n hyperlink, maar hulle link, hulle connect teksgedeeltes in die Ou Testament met mekaar, om vir ons te wys dat dit is hoe jy veronderstel is om dit te lees. Dit is hoe jy veronderstel is om te verstaan, dat die Ou Testament is nie net 'n warbel van goed wat by mekaar gesit is nie, daar is 'n groter prentjie, die hele Bybel. Daar is
Herhaling en herhaling en herhaling. Dis hoe literêr die Ou Testament is. Daar skrywers is en sê, ek gebruik die woorde van hierdie ou, ek gebruik die woorde van destydse geskiedenis. En die hele ding het 'n goue draad wat deur hom vloei. Dis so belangrik om te besef. Dit is nie net 'n random boek vol boeke wat maar net by mekaar is nie. Dit is God geïnspireer. Ja, hy het mense gehelp om dit te doen, maar dit het alles te doen met mekaar. En Joshua 1 en Psalm 1 gee vir ons 'n bietjie van 'n leidraad, 'n kykie oor hoe die skrif ontwerp is om gelees te word. En die woorde om dit te oordink dag en nag is ons sleutel. Ander woord daarvoor is mediteer, en ek weet almal klam op bietjie as hulle woord mediteer hoor, maar die Hebreëse woord wat hier gebruik word is haga, so dit is 'n bietjie Hebreëse taal, mahaga. En as jy dit direk vertaal, is die interessantste woord, maar dit verduidelik amper soos om iets onder jou asem te sê, under your breath. Dis amper soos om te mompel, nê? Ons almal raas met ons kinders en sê, moenie mompel nie, want hulle sê ietsie onder hulle asem, nê? As jy die Jode baie goed dop, sal jy dit baie mooi sien. Hulle staan baie keer by daai muur en wat doen hulle? Hulle sê dit so onder hulle asem. Hulle staan so. Hulle sê dit onder hulle asem en hulle haga die woorde. Hulle mompel die woorde. Maar as jy dit in Engels gaan vertaal, verduidelik dit eintlik vir my baie mooi. Dit sê to growl over. Soos 'n leeu growl oor sy prooi, soos 'n wie van julle het honde, as jy vir hulle daai been gee, hulle kou dit en herkou dit en dis grous later aan, maar hulle kou daai been. Dis dieselfde, ek hoop dis die prentjie wat in jou kop is, nê? 'n been met sy hond met sy been. Of 'n leeu oor sy prooi, hulle growl daaroor. Hy kou dit, hy maal dit, hy herkou dit. En dit is die woord wat gebruik word in Psalm 1 en Joshua 1 wat sê oordink dit dag en nag. Herkou dit, maal dit, growl oor dit dag en nag. Mediteer op die skrif, die voorskrifte wat die Here vir jou gee, die woorde wat die Here vir jou gee, die Bybel, die woord, herkou dit, maal dit, kou dit 20, 30, 40 keer. Die boek wat saam met hierdie reeks gaan is in die handleiding van Eugene Peterson. Dit is 'n baie goeie titel. Dit sê Eat This Book. Skryf hy die volgende. Hy sê Christians feed on scripture. Ons is veronderstel, né? Holy scripture nurtures the holy community as food nurtures the human body. Christians don't simply learn or study or use scripture. Baie belangrik. We assimilate it. We take it into our lives in such a way that it gets metabolized into acts of love. Hoor julle die navorsing ook hou? Ons gebruik kos vir ons metabolisme, ons gebruik dit om ons liggaam aan die gang te hou, ons gebruik dit vir ons gesondheid en vir ons nutrition te gee. En dieselfde metafoor, dieselfde beeld kan gebruik word vir wanneer ons praat oor die skrif. Openbaring is daar 'n fascinerende gedeelte, jy kan dit gaan lees vanmiddag, ek kan nie vir die hele gedeelte lees nie, maar Openbaring 10 vers 9 staan daar, toe het 'n engel, ek het toe na die engel toe gegaan en hom gevra om die boekrol vir my te gee, die boekrolletjie, nou klink amper soos 'n broodjie. Sy reaksie was, wat? Neem dit en eet dit op. Sit neer jou pen, sit neer jou mooi boekie, tel jou mes en jou vurk op en eet die woord. Maal dit, kou dit. Nou staan, dit sal bitter wees in jou maag, né? Dit is baie keer moeilike woorde wat hier binne staan. Alhoewel dit so soet, soos heuning, sal smaak in jou mond. Sit neer jou pen, tel op jou mes en vurk. Die skrif is so ontwerp dat ons daaroor moet mediteer. Dat ons dit moet oordink, herdink, herkou, kou en maal. En dit is baie moeilik om in vandag se wêreld te doen. Dit is baie moeilik om so iets te lees, iets te doen in die wêreld waarin ons leef. Ons het al baie hieroor gepreek. Ons is in 'n gejaagde plek, ons is in 'n rushed plek, ons het nie tyd nie, ons is te besig, ons is te overcommitted en ons is besig om in 'n tyd te leef waar ons gevorm word in mense wat al hoe vinniger en al hoe meer oppervlakkig lees. Al hoe vinniger en al hoe meer oppervlakkig wees. En ons doen dit met die Bybel ook. Ons kry 'n vinnige vers van die dag op ons foon, notification gaan aan, jy scan vinnig deur om tussen deur 'n WhatsApp, tussen deur 'n e-pos, vinnig terwyl jy nie weet iets het om te doen nie, en ons nie meer daar verkeerd nie. Vers van die dag is baie keer my redding ook, dan voel ek het daarom iets gelees uit die Bybel uit, maar dit kan nie al wees nie. Dit kan nie al wees hoe ons met die Bybel omgaan nie.
Dit kan nie al wees hoe ons die woorde en die brood wat die Here vir ons gegee het om te lees en te kou, dit kan nie al wees hoe ons daarmee omgaan nie. Daar moet iets dieper wees, daar moet iets stadiger wees, daar moet iets meer met substansie wees. Dis nie hoe die woord bedoel is om te lees nie. Dis nie bedoel om gelees te word soos 'n klein sin onder jou Facebook post of 'n Instagram post of 'n vinnige nuusflits teen 'n lamppaal of 'n billboard, al daai groen is wat ons so baie van lees nie. Ook nie eers jou gunsteling storieboek nie. Iemand wat soos ek is verskriklik lief vir lees, maar dit is nie dieselfde tipe lees nie. Dit is nie dieselfde manier van omgaan met iets nie. Dit is 'n oordink. Dit is 'n stadige oordink. Dit is bedoel om stadig bidend gelees te word. Baie belangrik. Die manier van lees is nie vir informasie nie, maar vir formasie. As jy nou niks onthou vandag nie, onthou dit. Dit is nie net 'n lees vir informasie, net hier nie. Dit is om gevorm te word. Dit is om verander te word. Dit is om 'n nuwe mens te word. Dit is nie net vir informasie nie, maar vir formasie. En die slegte nuus, of seker nie die slegte nuus nie, maar die uitdagende nuus, die nuus wat vir ons dalk 'n bietjie van 'n geleentheid bied of skep, is dat ons gaan ons breine moet gaan oorprogrammeer. We have to rewire our brains, dat dit vir ons moontlik weer word om te lees wat hier binne staan, soos wat dit bedoel is om gelees te word. Soos wat die Here dit vir ons gegee het. Soos wat die Here vra van ons om dit te lees. Ons gaan ons amper self moet leer, soos wat ons onsself moet leer om 20 keer te kou. Ek gaan dit vanmiddag probeer. Om stadig te kou, sodat ons breine weet ons eet, sodat ons metabolismes weet ons eet, sodat ons gesonder kan wees. Dieselfde manier gaan ons moet begin benader teenoor die Bybel. Dit gaan 'n stadige kou moet wees. Ons gaan ons breine moet herprogrammeer om te sê, as ek nie hierdie ding lees soos wat dit veronderstel is om gelees te word nie, gaan ek uitmis op dit wat die Here vir my wil gee. Ek gaan uitmis op dit wat die Here vir my wil sê. Wat daar is vir my is om te ontdek. As ek net vinnig oppervlakkig lees, as ek dit in die verbygaan doen, as ek dit tussen 1000 ander goeters doen en nie gaan stil sit, my deur toemaak, tyd vat, met die Here praat, dit oordink en kou en mal nie, gaan ek mis wat God vir my wil gee. Ek gaan mis wat die Here vir my wil gee. En dis hoekom hierdie week se oefening, die praktyk hierdie week, een van die belangrikste vir my is van die gewoontes, een van die belangrikstes van geloofsgewoontes. Toe ek 'n student was, het ek gedien op 'n kerkraad en Frederik Maree, hy het nou al afgetree in hierdie tyd. Hy's predikant uit die Kaap uit. 'n Rustiger persoon kan jy nie kry nie. Het hy my vir die eerste keer blootgestel aan Lectio Divina. En dit is die praktyk vir hierdie week. En ek sal nooit ooit die tyd vergeet toe hy dit die eerste keer met ons kerkraad gedoen het en ek gedink, ek het nog nie die Bybel op so 'n manier beleef nie. Ek het nog nie die Bybel so intens naby aan my gevoel, die woorde van God naby my gevoel, soos wanneer ek besig is met Lectio nie. Dis een van die grootste spyte van my lewe, is dat ek dit nie genoeg doen nie, dat ek nie genoeg tyd maak om dit op so ordentlike, mooi, deurgetrapte manier doen nie. Mense het nie altyd die tyd nie. Partykeer is die vers van die dag al wat jy doen. Maar dit is 'n baie mooi, baie sinvolle, baie formatiewe manier om die Bybel te lees. En ek dink dit kan vir ons almal so verskriklik baie beteken. Ek wil kortliks daar iets verduidelik. Ek kan dit onmoontlik nie vir ons uitpak nie. So ek wil jou regtig gaan uitnooi vir hierdie week se exercise, se praktyk. Dis hier op bladsy 31 as jy jou handleiding by jou het. Kan jy 'n bietjie daarna gaan kyk. Ek wil graag net iets daaroor verduidelik, want ek dink as enigiemand hoor Lectio Divina, dan dink hulle outomaties, dit klink vir my 'n bietjie katoliekerig. Nee, bietjie rooi gevarerig, is dit wat dit gedoen het lank terug. So baie mense kritiseer dit en sê dit klink katoliek en dit is waar, dit is nie katoliek nie, maar dit is 'n geloofsgewoonte wat hulle verskriklik goed doen. Hulle is meesters daarin en ek dink is iets wat ons baie by hulle kan leer. Maar ons tradisie het nie noodwendig baie fokus daarop geplaas of klem daarop geplaas nie. Ons het 'n bietjie meer van 'n studerende manier. Marcus praat volgende week daaroor om 'n diepte studie te doen oor iets. Maar hierdie Lectio Divina beteken is 'n Latynse woord vir lees, so Lectio beteken lees, Marcus het 'n bietjie laasweek daaroor gepraat, en Divina beteken geestelik. So is eintlik net dit. Dis 'n geestelike manier van lees. Dis 'n geestelike manier van lees oor die Bybel. En dit verskil so 'n bietjie van ons. Wanneer ons die Bybel bestudeer, daai tipiese Bybelstudie tipe van benadering, Marcus spreek volgende week daaroor staan nou, of sê dit, vir ons vir onsself, wat beteken die teks vir hulle lank terug toe
En wat beteken dit vir my lewe vandag? Nou, dis all fine and well en ons moet dit doen. Ons moet dit doen. Maar wanneer ons op lecture manier lees of 'n meditatiewe manier van lees, vra ons vir onsself die volgende vraag af. En dit het nogal 'n paar dinge oopgemaak vir my. Hoe kom God persoonlik na my toe deur die teks? Gaan dit weer vra. Hoe kom God na my toe vandag, waar ek is, in my seisoen van lewe, in my dag? Hoe kom God persoonlik na my toe deur die teks? En mense is baie versigtig om nie die teks te manipuleer wat jy nou wil hê, wat jy nou sê is baie crucial en baie belangrik. Maar ons vra bloot die vraag, watter aspek van die oorspronklike betekenis, wil die Gees direk op my lewe van toepassing maak wanneer ek dit lees? En dit word vervat in baie maklike 4 stappe, en dis alles vervat in hierdie boek. Dit sê lees, mediteer, bid daaroor, en dan dink daaroor na. En wat het ons nou geleer as jy dink daarna? Is kou, is aga. Dis 'n bly dit sê onder jou asem, dis 'n growl over, dis 'n herkou, dis 'n maal, dit is ek dink die heeltyd daaroor na, dag en nag. En ons het ongelukkig nie tyd om dit vandag mooi uit te pak, het so vir my baie lekker gewees het as ons nou as gemeente dit saam kon doen. So ek wil jou regtig graag uitnooi, gaan lees in jou handleiding, gaan kyk daarna en gaan oefen dit. Gaan probeer dit ergens in hierdie week. Dis net so eenvoudig soos dit. Maak vir jou 10 of 15 minute tyd. Hulle sê 20 tot 30 minute. Wys jy net, moenie na my luister nie. 20 tot 30 minute en vat tyd. Vat die boek, lees daardeur. Die dokument wat ons vir julle elke week uitstuur, sommer maar wat jou help as 'n hulpbron vir hierdie 4 weke, vervat dit ook baie mooi. So, ons wil graag julle moet dit oefen, ons wil julle uitnooi om dit te oefen hierdie week, om dit regtig saam te doen. Dit sal ook op sosiale media wees as jy nie lus is om hierdeur te lees nie. Okay, maak ek nou net my hele preek van kaart. Wat tog vir my belangrik is, en ek wil daarmee afsluit. Het is baie belangrik dat ons moet weet dat ons kan nie net daar stop nie. Om net goed te oordink en te mediteer kan nie al wees nie. Dit kan nie die einde wees nie. Daar moet 'n vorm by ons wees om te sê, soos wat ek maal, soos wat ek kou, moet ek myself ook gehoorsaam maak aan dit wat ek oordink. Ek moet myself ook submit aan dit wat ek lees. Ek gaan nie nou by die deur uitstap en maar net aangaan met my lewe nie. Ek gaan nie uitstap by my kamerdeur of wegstap van my gunstelingstoel wanneer ek klaar die Bybel gelees het en ek het nou mooi oordink en mooi mediteer en mooi gekou en mooi gemaal en dis maar dit nie. Daar is 'n doen komponent wanneer ons besig is hiermee. Deuteronomium 28 sê die volgende: As jy ten volle gehoorsaam is aan die Here jou God en die opdragte nakom wat ek vir jou vandag gee, sal die Here jou God jou bo al die nasies van die wêreld verhoog. Vers 9 sê: As jy die opdragte van die Here jou God gehoorsaam en doen wat hy wil hê, sal die Here jou sy heilige volk maak, soos hy beloof het, hy sal doen. Mediteer kan nie al wees nie. Oordink kan nie al wees nie. Kou is baie belangrik, maar dit kan nie al wees nie. Dit moet uit jou kop uit, in jou hart en in jou voete en in jou hande inkom. En ons leer deur gehoorsaamheid, ons leer deur dit te doen. Ons word gevorm deur dit te gaan probeer, nie te probeer nie, maar te gaan inoefen wat ons hier uit kry en wat ons hier lees. Ons kan nie net dink nie. Ons kan nie net sê ek het nou hierdie ding gemaal en gebakou en gemaal en ekou en hy's in my lyf nie. Hy moet in jou hande wees. Hy moet in jou voete wees. Hy moet in die manier wees hoe jy met mense praat en hoe jy in verhouding is en hoe jy dink en hoe jy omgaan in hierdie wêreld. Dit kan katastrofies wees vir ons lewe as ons die hele tyd net waarheid lees en dit nie doen nie. Dit kan katastrofies wees vir die wêreld waarin ons lewe. Die wêreld waar die Here ons geplaas het. Hierdie biblioteek wat ons die skrif noem, moet geleef word. Moet uit ons kop uitkom in ons liggaam in. Uit ons kop in ons liggaam in. Dit is bedoel om geniet te word. Ek weet nie wanneer laas het jy jou kos geniet nie. Ding is as ons net 3 keer kou en net afsluk, geniet ons nie ons kos nie. Ons geniet nie ons ete nie. Ons eet baie keer nie eers goeie kwaliteit kos nie. So dalk is dit 2 goed wat ons moet doen. So om te sê, soos wat ek my kos gaan probeer geniet, soos wat ek my kos gaan probeer kou en herkou en dit geniet om saam met my mense te wees en geniet dankbaar is vir die kos wat ek het om te eet. So gaan ek ook dieselfde benadering doen teenoor die Bybel. Want dit is gegee om geniet te word. Dit is gegee om gekou te word, dat dit ons voed, dat dit ons voer, dat dit ons lewe kan verander. En ons vreugde te vind op elke liewe bladsy. Ons vreugde te vind, ons iets vir jou om te kry wat die Here graag vir jou wil gee op elke liewe bladsy.
En ons gaan dit nie reg kry as ons net 3 keer kou nie. Ons gaan dit nie net reg kry as ons net afsluk nie. So dis ons uitdaging, dis ons uitnodiging vir hierdie week. Ek hoop julle sal dit saam met my doen. Nie net die kou gedeelte nie hierdie week. Okay. Kom ons word stil. Ek gaan ons geleentheid gee om net bietjie met die Here te praat. Ek gaan nie noodwendig bid nie. Maar vat 'n oomblik nou, haal diep asem. En praat met die Here oor dit wat jy gehoor het. En dit wat jy nou vir hom wil sê.